Iets wat ek altyd sal onthou van my mamma. Die plant wil ek nou nie seer maak, die kom sit op my skoot as ek stil sit. Iets wat ek altyd onthou van my mamma. As 'n mens nou in die koerant lees van iemand het iets oorgekom of iemand destyds met Oscar Pistorius wat almal so geskok was, hoe op aarde kon dit gebeur? En dan kom ek by my mamma daar in die ouderhuis. En dan sit ek en dat is een van die eerste dinge wat sy sal sê, hy my kind, om te dink hy het ook 'n ma en 'n pa. Maak nie saak wat die een gedoen het, waarvan hy beskuldig is, het my mamma altyd hierdie woord gehad. En om te dink, hy het ook 'n ma en 'n pa. Wat van hulle nou? Hoe moet hulle nou voel? En dit het deur die jare was dit nog altyd vir my tot groot stigting. Dat ek nie so gou 'n storie gryp en met hom loop en sê, "Hoe julle gehoor? Hoe so en dit en dat en waar en hoe en wat?" Dat mens altyd sal dink dat die mense aan wie so 'n kind nou iets sou gedoen het, ja, hulle het iets oorgekom. Maar die mense van die man of vrou wat nou hierdie ding gedoen het, ons vergeet so maklik van hulle. Hulle is by per implikasie ingebring in hierdie ding in. En al maak daai een wat. Daai een wat die ding gedoen het wat nie een van ons kan aanvaar nie en sê dankie tog ons is so nie want ons sal dit nooit doen nie. Dit is nog daai een se kind. Dis daai een, daai ma en daai pa, daai ou kindjie so gekyk en nie geweet waar gaan die kind hulle nog bring. So volgende keer voor ons nou op 'n ding vlieg en ons sien iets op Facebook en ons spring op die perd en ons raak aan dit oordeele. Staan net, tel net so tot 10. Daai tot 10 tellery, dis nie vir 'n grap nie. Dis 'n wettige ding. Tel net tot 10. En dan wonder jy, julle is dit my suster of my broer of my ma of my pa was wat nou dit gedoen het. Ek moet nou saam met die ding loop. En het ek altyd my mamma gekry. Sy was 'n diep gelowige mens. En sy het nie sommer vorentoe gegaan en na iemand toe gegaan en gesê, "Hai jong, as daar nou iets gebeur het, ek is jammer dat 'n vreeslike ding met jou gebeur het, want almal val sulke mense so toe." Mamma doodstil. Daar op haar stoel in die ouderhuis. By vlieg nou hier oor my kop, dalk is dit mamma. Het sy in haar stoel daar in die ouderhuis vir daai gesin gebid. Vir die gesin wat seer gekry het, aan wie iets gedoen is, maar mamma het nooit die gesin agtergelaat uit wie hierdie familielid gekom het wat dit gedoen het nie. En as ons nou die groot boeke glo wat sê, daar is nie groot en klein sonletjies nie. Dan kan ons baie makliker van daai perdjie van ons afklim, wat ons so maklik opspring. En dit aan 'n oordeele raak en sê dankie tog ek is nie so nie. Maar as jy gaan stil word en tyd vat, kom daar 'n soort deernis. Dat jy die pad kan loop en dink, ek wonder hoe dit gekom dat hierdie een dit gedoen het. Want daai ding kom nie van nêrens af, hier is 'n stuk bagasie wat daai mens gedra het, wat hy nou naand net nie meer kon dra nie en toe gebeur daar 'n vreeslike ding. So hier in my klein wit huisie doen ek nou wat my mamma doen. As ek hoor dat iets gebeur, dan praat ek beide kante toe. Praat met die Bloudak se baas na beide kante toe. Na al twee gesinne toe, na al die mense wat geraak is, wat seer gekry het. Want die wond raak almal. En deernis en om iemand met sagte oë te kyk, kan jou baie ver vat. En dit bring jou ook terug na dankbaarheid toe. Dat jy
keuses gemaak het wat jou nie op so 'n plek gebring het nie, want dit is loutere genade. So volgende keer voor jy so vinnig 'n reply wil druk om te sê hoe sleg is so en so en so. Wag 'n bietjie. Tel tot 10.